Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Vandag se in-persoon diens is 'n baie spesiale diens want ons bevestig 3 nuwe kerkraadslede, 2 ouderlinge en 'n diaken. Ons is baie opgewonde vir en oor JR en Dan en JJ en ons wens hulle baie seën toe met hulle bediening. Maar dis in elk geval 'n opwindende diens vandag want die Here gaan met ons praat en die Here gaan ons kom aanraak. So kom ons raak rustig, kom ons bid en dan vra ons vir die Here om met ons te kom praat. Ons Here, ons wil graag vir U dankie sê vir die voorreg van om U kinders te wees, van om losgemaak te word van dit wat ons verkeerd gedoen het en dat U vir ons ook rigting gee oor hoe die nuwe lewe moet lyk. Here, ons vra dat ons vandag sal aanklank vind by dit wat duisende jare gelede gebeur het en dat ons dit ook as inspirasie vir ons eie lewens sal neem. Amen. Ons lees vandag uit Deuteronomium 6, dit begin hier op bladsy 185 in die Ou Testament en ons lees vers 4 tot 12 en dan lees ons vers 20 tot 25. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. Wanneer die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou voorvaders, aan Abraham, Isak en Jakob, met 'n eed beloof het om vir jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, huise vol met alles wat goed is, wat jy nie gevul het nie, uitgekapte opgaarputte wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfboorde wat jy nie geplant het nie, en jy dan eet en versadig word, moet jy oppas dat jy nie die Here vergeet, wat jou uit Egipte land, uit 'n plek van slawerny, uitgelei het nie. Dan hier van vers 20 af. Wanneer jou kind in die toekoms vir jou vra, wat is die bedoelings van die bepalings, die vaste voorskrifte en beslissings wat die Here ons God vir julle voorgeskryf het, dan moet jy vir jou kind sê, ons was slawe vir die Farao in Egipte, maar die Here het ons met 'n sterk hand uit Egipte uitgelei. Die Here het in Egipte voor ons oë groot en skrikwekkende tekens van mag en wondertekens gedoen aan die Farao en sy hele huis, maar ons het hy daarvandaan uitgelei, sodat hy ons hierheen kon bring, om aan ons die land te gee wat hy met 'n eed aan ons voorvaders beloof het. Die Here het ons beveel om volgens al die vaste voorskrifte te leef, en om vir die Here ons God ontzag te hê, sodat dit altyd met ons goed sal gaan, en sodat hy ons in die lewe sal hou, soos dit vandag is. Dit sal tot ons heil strek as ons die hele gebod nougeset nakom, in die teenwoordigheid van die Here ons God, soos hy ons beveel het. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Daar was 'n Amerikaanse evangelis, George F. Pentecost. Ek dink dis nogal oulik want Pentecost is Engels vir Pinkster en hy was in 'n Pinkster kerkverband gewees. En in 1883 skryf hy die eerste weergawe van 'n grappie wat later al baie verwerk en deur 'n klomp mense gebruik is. Die vraag is, hoe kap 'n mens 'n engel uit 'n stuk marmer uit? Jy het jou bytel, jy het jou hamer, hoe maak jy 'n engel daarvan? Pentecost het gesê, jy kap die buitenste stukkies weg, en maak net seker, jy kap nie die engel binne in die marmer raak nie. Met ander woorde, jy hou net alles wat lyk soos 'n engel. Dit wat in die marmer is, wat nie lyk soos 'n engel nie, dit kan jy maar wegkap. Tradisie kan soos 'n pragtige stuk beeldhouwerk wees. Dit kan 'n verskynsel wees wat ons aan die verlede herinner. Dit kan ook 'n meelsteen wees, as ons teruggiet is daaroor, as ons nie kritiese vrae daaroor vra nie. Maar kom ons hou eers by die beeld van 'n pragtige standbeeld. My gunsteling tradisie in hierdie gemeente is een waar 3 of 4 huise elke Sondag saam braai. Dit gebeur daar iewers in die Karoo-landwyk, maar ek wil ook nie sê waar dit gebeur nie. 'n Ander tradisie is waar een van ons paartjies
ten minste 1 keer 'n jaar, en hulle is nie die enigste mense wat dit doen nie, dan gaan hulle doer op in Afrika in. Hulle ry daar waar niemand anders kan ry nie, hulle kamp, hulle kuier lekker saam met vriende, en dis 'n ongelooflike geleentheid vir hulle elke jaar. Ek en my ma, toe sy nou hierso gebly het, ons het ons eie tradisie gehad, as ek die aand by die huis is. Baie aande, het sy dit maar alleen gedoen, maar as ek ook by die huis is, dan kyk ons The Chase, ons kyk The Weakest Link, en ons drink 'n bietjie tee. Dit was ons tradisietjie gewees. Israel word gesê om 'n tradisie te vestig. Nou ons is in 'n belangrike plek in vandag se storie. Dis 'n oorgang van die een era na die volgende een. Dis nou nie meer die 40 jaar in die woestyn nie, dis nou die beloofde land. Israel maak gereed om van die wildernis en die woestyn en al daai onsekerheid na die beloofde land toe te skuif. Natuurlik is almal baie opgewonde, want die gewag is oor. Hulle kan nou uiteindelik die beloofde toekoms hê van vryheid en van voorspoed. Maar dan baie soos met 'n kind wat 'n dier persent kry, is daar reëls. Israel is reg om weg te spring, maar dan sê die Here vir hulle, wag eers 'n bietjie. Ek sien in my gedagtes amper hoe die Here soos 'n ouer staan by Israel. Onthou nou Israel, jy kry nou 'n mooi nuwe plek om te woon, jy mag dit nie bemors nie. Anders word dit dalk weggevat. En dan kyk tiener Israel so vir die Here en dan sê Israel, maar hoe gaan ons dit onthou? En dan hoor hulle, onthou wat ek vir julle gesê het en leer dit vir julle kinders. Dis wat ek in my kop sien gebeur. Israel is nou voor die nuwe toekoms, maar daar is sekere voorwaardes. Sekere dele van die Joodse geloof het 'n ongelooflike ritueel wat hulle doen met bykomstighede. Hulle praat van 'n stel tefillin. As die Jode soggens gaan bid, dan vat hulle die tefillin saam. Nou dit is een deel daarvan is 'n leerband wat om jou een arm kom, en die ander een is 'n leerdosie wat op die voorkop vasgemaak word. Binne in die dosie is papiertjies met die 4 dele van die Ou Testament, en dit is die 4 plekke, 2 in Deuteronomium, 2 in Exodus, wat sê om God se woord aan jou vas te maak. Dit is my ongelooflik mooi. Hulle doen letterlik dit wat hulle aan herinner word. En dit is in kort 'n herinnering aan die uittog uit Egipte. As jy vir baie gelowige Jode vra vandag, wat is jou storie? Dan sal van hulle sê, maar ek is van die mense wat uit Egipte bevry is. Dit het duisende jare gelede gebeur, nog steeds baie vars in die geloofsgeheue. Tradisie het sy gevare, maar sonder dit is ons baie rigtingloos. Kom ek gee vir ons 'n paar voorbeelde. As ek en my familie nie in die gewoonte is om oor geloof te praat nie, wat dan van my kinders? Hoe gaan hulle leer hoe 'n Christen dink en wat vir 'n Christen belangrik is? As dit tradisioneel is dat ek en my huismense mekaar nooit sien nie, wat gaan dan word van ons verhouding? Hoe gaan ons weet wat in mekaar se lewens aangaan en hoe gaan ons net 'n bietjie tyd saam spandeer sonder 'n bepaalde agenda of iets wat nou afgehandel moet word? En hierdie een wat ek nou gaan noem klink hopelik nie vir ons bekend nie. Ek kom elke dag van maandag tot saterdag by die huis en ek is moeg. Ek is ietsie grimmig. Ek groet nie my eggenoot nie. Ek val neer voor die TV en ek blaf vir almal wat naby aan my kom. Dan is dit 'n nuwe tradisie wat ek besig is om te skep. En dit is baie moeilik om so 'n tradisie te breek. Ons tradisies is met ander woorde meer as net ons verpligtings. Net die geleenthede wat ons kerkklere aantrek. Ons tradisie sê vir ons wat en wie ons is en wie en wat vir ons belangrik is. Maar wat is egter die inhoud van die tradisie wat Israel nou moet vestig? As ons nou by die beeld hou van die standbeeld. Hoe moet die geestelike standbeeld nou lyk wat Israel nou moet oprig? Ons sou kon sê dis een van gehoorsaamheid, en ek dink nie dis 'n slegte plek om te wees nie. Maar ek dink daar lê iets dieper daar agter. As ons gaan loer by hierdie teoretiese gesprek,
tussen die Israeliete en hulle kinders nou eendag, dan kry ons die volgende. Israel van Deuteronomium 6 gesels met hulle kinders en die kinders vra, hoekom is die reëls en die tradisies daar? Dan moet hulle sê, maar ons was slawe in Egipte, God het ons verlos, God het groot tekens gedoen, sodat ons hierso vandag vry kan wees. So ek dink, meer as wat dit 'n kultuur van gehoorsaamheid is dit ook dankbaarheid. Nou dis dalk 'n bietjie cliché, maar dankbaarheid is 'n ongelooflike menslike verskynsel. Dis ongelooflik kragtig. Dit kan ons gedagtes en ons gewoontes en ons hele lewens kan dit verander. Tydens die pandemie was daar nou nuwe geleenthede om met nuwe instrumente mense se emosionele krag te meet. En een van die deurslaggewende faktore in soveel mense wat dit deur die pandemie gemaak het, en wat hulle geestelike gesondheid behou het, was dankbaarheid gewees. En dit maak sin, nie waar nie? Hoe meer ek bly is oor dit wat mooi is en goed is, hoe minder pla dit wat sleg is my eintlik. En daarteenoor veroorsaak 'n gebrek aan dankbaarheid maklik dan onvergenoegdheid. Hoe beter dit gaan met iemand, hoe groter is die gevaar dat hulle dan hulle dankbaarheid vir wat hulle alles het kan verloor. Nou, ons is mos nou gewoond aan die nuwe goeie lewe. Dit wat eers vir ons fantasties was, is nou vir ons alledaags. Wêreldbekende sanger Justin Timberlake was tydens 2020 afgesny van sy kinderoppasser. En hy het gesê, nee, maar dis nie normaal om heeldag na jou eie kind te kyk nie. Gwyneth Paltrow, bekende aktrise, dring aan op 'n gimnasium in haar eie huis. Vir haar is dit onmoontlik om in te dink dat mense aan 'n publieke plek kan wees waar jy sweet. Bella Hadid is 'n model en tydens een onderhoud huil sy oor hoe arm sy groot geword het. Sy laat dit verskriklik klink. En dan sê sy, hulle was so arm, dat sy haar eerste stel Louboutins gekry het, toe sy klaar was met hoërskool. En vir die van ons wat nie weet nie, dit is skoene, en ek het bietjie op die internet gekyk, die goedkoopste nuwe paar daarvan kos $1000, amper R20,000. Arme Bella, so arm groot geword, daai sies tog. Nou lag ons dalk, maar daar's verskillende vlakke hieraan. Vir baie mense is dit 'n droom om hulle eie huis te besit. Baie van ons hier, baie van ons het nie ons eie grond nie. Ander mense sal gelukkig wees met hulle eie voertuig. Dis vir 'n klomp mense is dit 'n ongelooflike droom. En dan, as 'n mens nou verder gaan kyk wêreldwyd, is daar so baie mense wat net wil weet hulle gaan kos kry vandag, want hulle kan dit nie sê nie. So geestelike tradisies help ons om dankbaar te bly en ook om dit uit te leef teenoor die Here. Ons is bly want ons het hierdie ongelooflike skepping en ons het die ewige lewe ontvang en God is altyd by ons. Nou, wat is dan nou beter as dit? So God seën gelowiges met so baie, ons kan daarom ten minste dankie sê. En as ons dit doen, dan help dit ook om ons positief te hou. So nou het ons die tradisie, en ons wil graag lewe met dankbaarheid. Maar hoe kry mens dit reg? Wat is die volgende praktiese stap? Nou as ons weer gaan kyk na die raad wat die Israeliete kry vir hulle pad vorentoe, dan sien ons dat die beste optrede wat die Israeliete kan volg, is om die Here se bevele te gehoorsaam. Dit klink eenvoudig, ek dink dis dalk bedrieglik eenvoudig, want anders sou ons nie elke Sondag ons skuld voor die Here bely het nie. Maar wat Israel hoor is, hou by die Here se bepalings. Daar is nie 'n geheime tweede bladsy aan die ander kant van hierdie vraestel nie. Dit is die oplossing. Dis hoe mense goeie gemeenskap bou. Soos met Moses en die Israeliete, en soos wat Jesus ook aan sy volgelinge gedoen het, roep God ons ook tot 'n sekere lewe.
En hierdie lewe is een wat die Here eerste stel. Enige gelowige kom in situasies waar ons nie lekker weet waarna toe nou nie. Wat moet ek nou sê? Wat moet ek nou doen? Wat is die beste optrede in hierdie situasie? Een van my vriende, wat ek amper my hele lewe lang ken, gesels verlede week met my, en hy sê vir my, hy stel belang in pastoraat. Hy voel die Here het hom geroep om mense by te staan wat in 'n moeilike tyd is. En ek was so trots op hom, en ek was so opgewonde vir hom, want uitgevra, wat kan hy lees, waarvoor kan hy inskryf, en wat my so bly gemaak het, is hierdie vriend van my het op amper 40, het hy by die Here 'n nuwe roeping gekry. Ek onthou my eerste amptelike hospitaalbesoek in my 4de jaar. Ek was doodbang geweest, want die mense voel klaar nie lekker nie. Nou kom ek daar by die hospitaal, en wat as ek die pasiënt ontstel? Wat as ek nie vir hulle tot steun is nie? En ons klas was ingedeel in groepies van 4 of 5, en ek sal ons groep se mentor nooit ooit vergeet nie. Hy het vir ons gesê, ons kan miskien 'n fout maak. En ons doen nou die opleiding sodat ons siek mense, bedroewe mense beter kan ondersteun. Maar al sou ons ook dan 'n fout maak, dalk is dit die manier wat die Here ons daai dag wil gebruik. Deur net daar te wees, wys ons klaar vir hulle, die Here is vir hulle lief. So al sê ons dalk iets wat hy nie sou sê nie, dalk het die Heilige Gees dit so bedoel. Om die Here te volg, om met naaste liefde te lewe, is die beste riglyn wat ons kan hê. En dit beteken nie ons gaan alle probleme oplos nie. Dit beteken nie ons is noodwendig bekwam om absoluut enige iets seepglad te hanteer nie. Dis waar ervaring en dis waar wysheid inkom. Maar dit beteken wel dat ons sal altyd kan optree in 'n wyse wat God tevrede stel. Ek waag dit om 'n bietjie verder te gaan deur te sê, ons stel dalk nie net vir God tevrede nie, ons maak dalk selfs vir God trots op ons. En is dit nie 'n gedagte nie? Ons bevestig vandag 3 nuwe kerkraadslede in die in-persoon diens met die gemeente se goedkeuring. Niemand het die gemeente gevra of hierdie 3 manne goeie kerkraadslede sal wees nie. Dit was nie die vraag aan die gemeente gewees nie. Al wat die kerkorde die gemeente toelaat om teen beswaar te maak, is die 3 persone se leer en lewe. Met ander woorde, die enigste vereiste is of hulle vir Jesus volg met hulle geloof en met hulle optrede. Hoekom dink ons is dit? Hoekom vra ons nie ook of hulle talentvol is, of hulle ervare is en of hulle skitterend is nie? Dis omdat as hulle vir Jesus volg, dan is hulle alreeds op die regte pad. Dis nie net waar van die mans en vroue wat in die ampt staan nie, dis waar van elke gelowige. As jy 'n passie het vir Bybelstudie, prediking, siekes, kinders, bejaardes, doen die opleiding. Daar's baie bronne tot ons beskikking. Kom gesels met my, ek kan dalk vir jou na die regte persoon wys of dalk na 'n goeie boek. Kom gesels gerus. Maar jy sal nooit verkeerd gaan as jy eenvoudig vir Jesus volg nie. Jesus is die sogenaamde engel binne in die stuk, maar hy is die ideaal. Hy is die beste een om te volg. Hou dit wat die Here ons leer, kap die res weg, dan gaan ons 'n ongelooflike standbeeld kry. Amen. Ons Here, ons wil vandag vir U dankie sê dat U nie vir ons tradisies en bevele gee met die gedagte om ons terug te hou of om ons te beperk nie, Here, maar dat U vir ons rigting gee en dat U vir ons wys hoe lyk 'n liefdevolle samelewing waar almal gelukkig kan wees. Soveel as wat menslik moontlik is. Here, ons bid dat U ons sal seën met dankbaarheid,
Dat ons sal onthou wat U vir ons gedoen het, en wat U nog steeds besig is om vir ons te doen. Al lyk dinge moeilik, dat ons dit juist dan sal onthou, want dan sal ons ook besef, maar U is nog steeds by ons. Here, en help ons om U te volg, Jesus, bo alles. Ons het nie al die talente nie, ons het nie al die vaardighede nie, ons is nie almal ewig goed in dit wat ons doen nie. Maar as ons met liefde lewe, dan is ons al klaar op so 'n goeie pad. Help ons om daai pad te volg, en om daarin ook U te dien. Baie dankie vir die gawe van geloof, en die gawe van U liefde, deur die eeue. Amen.